Goeiedag sê familie en vriende, julle is gegroet aan die naam van die Here Jesus Christus. Ja, die Here is op die troon. Ons is opgewonde, ons is altyd so opgewonde om op die program te kan wees en net te vertel oor die goedheid van die Here en hoe die Here ons deurgedra het en hoe die Here ons daagliks bewaar. As ek en u sien, dan weet ons dat die Here het 'n plan met ek en u se lewe. As die Here nie 'n plan gehad het met ek en u se lewe nie, sou ons dit nie gemaak het tot nou nie. Daarom wil ek lees vandag in die boeke van Genesis 37 vanaf vers 3. En Israel het Josef meer lief gehad as al die seuns, want hy was vir hom 'n seun vir die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. En toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daarop het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land en toe meteens my gerf gaan staan en regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf buig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. En hy het toch gesê, hoor die droom, kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe meteens my gerf gaan staan en regop bly staan, terwyl julle gerwe rondom daar kom en hulle voor my gerf neerbuig. Ek wil praat oor 'n titel vandag, I'm still standing. Ja, I am still standing. Ek wil hê daar waar u ingeskakel is en waar u sit en luister, miskien in jou voertuig, waar u ry nou, u is dalk ingeskakel by Facebook, op die platform, op die kanaal Kruiskyk TV, op YouTube, ek wil hê jy moet jouself bemoedig deur jou self te sê, I'm still standing. Nou die Bybel sê, wanneer iemand tot bekering kom, is daar blydskap in sy binneste, en ek en u weet hoe bly ons is wanneer ons tot bekering kom en daar is blydskap, en ons wil net vertel van die goeie dinge van die Here, van ons is opgewonde en wil net vertel mense oor die goeie dinge van die Here. Maar wat ironies is in die verhaal in die boeke van Genesis 37, die Here wys Josef se bestemming, die Here wys Josef se eindbestemming, die Here wys nie vir Josef die in-betweens nie. Ons leef in 'n tyd, familie en vriende, waar ek en u moet vision het, en ons kan nie net sien waar ons nou is nie, ons moet gefokus is op waar na toe ek en u op pad is. Nou die probleem wat Josef gemaak het, familie en vriende, hy deel sy droom aan sy broers, wat snaaks is, somtyds Josef het verwag die drome wat hy deel aan sy broers, dat sy broers sal bly is vir hom, wanneer hy die droom aan hulle vertel. Ons leef in 'n tyd, familie en vriende, waar ek en u moet baie versigtig wees aan wie ons drome deel. Baie mense sê hulle is bly vir jou, maar as jy in hulle harte gaan kyk, dan sou jy eintlik sien dat hulle nie bly is vir jou nie. Hulle gaan probeer jou droom hijack, maar ons verstaan ook, die Bybel sê ons nou, wanneer jy tot bekering kom, is daar blydskap. Nou die Bybel sê, die jaloesie het al reeds plaasgevind met Josef en sy broers, omdat Josef, sê die Bybel, Josef was 'n seun van die ouderdom, en Josef het sy pa hulle gedien, en die Bybel sê dat sy pa maak vir hom 'n coat of many colors. Nou daar is 'n rede hoekom die pa vir Josef 'n coat of many colors maak, en nie vir die anders 'n coat of many colors maak nie. Nou die rede hoekom die pa vir Josef 'n coat gee of many colors, omdat Josef die seun was van die ouderdom. Nou Josef het sy pa het geweet, hy kan nie die toekoms sien nie, maar hy moet die kind se toekoms beskerm, hy moet die kind se bestemming toemaak, en hy gee hom 'n coat of many colors. Nou die coat of many colors wat hy vir Josef aantrek, so wanneer Josef uitbeweeg en Josef is in gevaar, dan moet die coat of many colors vir Josef beskerm, want die Here het 'n plan met Josef se lewe. Die Here het 'n plan met Josef se lewe gehad, maar die Here het ook 'n plan met jou lewe, meneer. Die Here het ook 'n plan met jou lewe, mevrou. Die Here het ook 'n plan met jou lewe, jong man. Die Here het ook 'n plan met jou lewe,
liewe jong dogter. En die Bybel sê, Josef vertel sy broers die droom, dat sy gerf gaan staan, en sy broers se gerwe rondom hom buig. Daar begin jaloesie plaasvind, omdat Josef sien sy bestemming, waarna toe hy op pad is. Die heel eerste ding is wat die vyand wil attack in 'n mens se lewe, is wanneer jy 'n droom het, en wanneer jy visie het, dan is die eerste ding is wat die vyand wil attack, hy probeer jou vision stop. Hy probeer jou visie stop. Hy sal vir jou sekere dinge wys om jou van fokus af te vat. Nou die Here het nie die in-betweens vir Josef gewys nie, want as God die in-betweens gaan wys vir Josef, gaan hy omdraai en nou die Here los. En dis hoekom die Here ek en u nie die in-betweens wys in ons lewe nie. En ek wil iemand sê, keep your dream alive. Hou jou drome lewendig. En die Bybel sê, en hulle het Josef nog meer gehaat. Maar hulle het nie geweet nie. Die man se droom was, hy sal staan. En die Bybel sê, en hulle sê vir Josef, hulle praat onder mekaar, en ons sê, kom ons verkoop ons broers, of kom ons gooi ons broer, hulle het eers gesê, kom ons maak hom dood. Dan kyk ons wat van sy drome word. Maar die Bybel sê, sy broers het gesê, kom ons gooi vir Josef in 'n put. En hulle het gedink, toe hulle Josef in die put gooi, hulle vat vir Josef verder van sy droom af. Ja, hulle dink hulle gooi jou in 'n put. Hulle vat jou verder van jou droom af. Maar hulle het nie geweet dat sy droom is dat hy sal staan. En die Bybel sê, familie en vriende, toe hulle Josef in die put ingooi. Die put was 'n donker plek. Maar in die put het Josef nog altyd bly staan, van sy droom was, ek sal staan. And I am still standing. Meneer en mevrou, jy kom al deur baie dinge in die lewe, baie omstandighede. Jy het al baie neus gekry in die lewe, jy het baie laagtepunte in die lewe al gekry, maar nogtans staan jy nog altyd. Jy was al amper dood, maar nogtans staan jy nog altyd. Mense het gedink jy sal nêrens kom in die lewe nie. Mense het gedink jy sal bly op dieselfde plek waar jy was, maar jy staan nog altyd. En hulle het Josef in die put gegooi en gedink dat Josef dit nie gaan maak nie, maar toe staan Josef nog altyd. En daarom wil ek jou bemoedig vandag, meneer en mevrou. Jy moet jouself bemoedig in die tyd en sê, I'm still standing. En toe Josef in die put was, toe is alles donker in die put. En toe begin Josef sy sondagoggende sy eredienste boodskappe wat die pastoor bedien het. Sy woensdae en donderdae aande se wysdienste, die homself se boodskappe begin Josef homself bemoedig, en Josef sê vir hom, die is 'n tyd om myself te bemoedig. Wanneer ek gaan deur omstandighede, dan is dit noodsaaklik vir my om myself te bemoedig. En in die put toe bemoedig Josef homself, en Josef sê dan, ek is die psalmdigter wat skryf, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En hy onthou die woord van Dawid wat sê, die Here is sy herder, en in die put begin hy woord spreek oor homself, omdat Josef weet, jou gedagtes word beïnvloed deur jou gevoelens, soos jy dink, so sal jy voel, en hy begin hom motiveer, en hy bemoedig homself, en toe hy hom bemoedig in die put, nou sê sy broer Ruben, kom ons kry ons broer uit die put uit, en kom ons verkoop liewer ons broers, kom ons haal hom uit die put uit. Jy moet verstaan dat die naam Josef praat van die guns van die Here, dit praat van vywe, maar die naam Ruben het ook 'n betekenis, so jy kan nie 'n dromer is as jy nie 'n Ruben het in jou lewe nie. En ek wil vandag losmaak oor elke Suid-Afrikaner, dat die Here stuur jou Ruben, dat jou Ruben is op pad om jou uit die put uit te haal, omdat die naam Ruben praat van vision. Josef was 'n dromer,
en die Here stuur die visionary in om die dromer uit die put uit te gaan haal. Ek maak los vandag oor elke kyker dat die Here 'n Ruben instuur in jou lewe om jou uit die put uit te haal. Die put is nie die plek waar jy sal doodgaan nie. Die put is tydelik in jou lewe. Hulle het gedink die put gaan van Josef vernietig, maar in die put het hy staande gebly en hy het vasgehou en die Here stuur vir Ruben en die manne om 'n touw af te gooi in die put. Die Bybel sê, Josef sê vir homself, nou moet ek geloof toepas, van geloof is die vaste vertroue op dit wat ek hoop, 'n bewys van dit wat ek nie sien nie. Ek weet nie waartoe jy gaan nie, meneer, maar dit is 'n tyd van geloof. Ek weet nie waartoe jy gaan nie, mevrou, maar dit is 'n tyd van geloof. Geloof is nie ek moet sien om te glo nie. Geloof is ek moet glo om te sien. En hulle gooi die touw af in die put en Josef sê, is nou tyd om geloof toe te pas. En Josef begin hierdie gedeelte van wat hy noem oor homself en hy sê, I trust where I cannot see. It may seem dark now, but I trust where I cannot see. En by the way, die put was nooit deel van Josef se droom nie. Van sy droom was, sy gerf sal staan en sy broer se gerwe sal rondom hom buig. So met ander woorde, wat jy nou ervaar in jou lewe, wat nie deel was van jou droom nie, sê Evangelist Nathan vandag vir jou, dit is maar net tydelik, dit is nie permanent nie, maar die Here stuur die Ruben om jou uit die put uit te haal. En ek wil jou vandag bemoedig, meneer en mevrou en elke prediker wil ek bemoedig, soos ek altyd sê, waar ek bedien, al sit jy die mic af, ek gaan nog altyd preek, al sê jy nie amen nie, ek gaan nog altyd preek, al sê jy nie halleluja nie, ek gaan nog altyd preek, al klap jy nie hande nie, ek gaan nog altyd preek, van I am still standing. Hulle het gedink, ek gaan dit nie maak nie, maar hier is ek nog altyd. Hulle het gedink, 'n oukie uit die aard, gaan nergens kom nie, uit die Karoo uit, hy sal nergens in die lewe kon nie. Hulle het baie gedink, ek sal ook soos my familie omkom met wyn en drugs en alcohol, maar hier staan ek nog altyd van, ek het 'n droom en ek het gesê, ek gaan laat my drome my motiveer om beter en beter te doen en hier staan ek nog altyd en baie mense dink, jy gaan dit nie maak nie. Hulle sê vir jouself, ek gee jou nog 2-3 maande kans, jy kom uit die reep uit, jy sal weer terugval, maar ek hoor sê jou vandag, jy sal nie terugval nie, jy staan nog altyd. Iemand sê, I am still standing, my kind doen dit aan my man doen dit aan my, maar hier staan jy nog altyd, hulle trap op jou, jy kan soms nie uitkom deur jou maand se pyn nie, maar hier staan jy nog altyd, omdat die Here het 'n plan met jou lewe, en die Here gaan seker maak dat jou droom in vervulling gaan kom, en hulle haal Josef uit die put uit, en ek wil afsluit, dat die Here is besig om jou uit te haal, uit jou put uit. Iemand sê vandag vir iemand, gister is verby, vandag is 'n nuwe dag. Die Bybel sê, staan vas en aanskou die verlossing wat die Here vir jou sal bewerkstellig. Die Here het nooit die put vir Josef gewys nie. Die Here het hom gewys hoe sy gerf staan en hoe sy broer se gerwe rondom ombuig. As gevolg van tyd, familie en vriende kan ek nie baie dieper ingaan in hierdie gedeelte nie. Maar ek wil net hê jy moet verstaan dat jy staan nog altyd. Ja, jy staan nog altyd. Dis hoekom dit so belangrik is om nie nou op te gee op die lewe nie. Hulle het gedink toe hulle hom in die put ingooi, dat hulle hom gooi om verder van sy droom af. Maar hulle het hom nader gebring na sy droom toe. Jou omstandighede bring jou nader na die Here toe. En ek wil hê jy moet vandag met boldness sê, I am still standing. As die Here dit gedoen het vir Josef, kan die Here dit definitief vir ek en u ook doen. Want die Here het die droom aan Josef gegee. En hier staan Josef nog altyd. Die Here het jou so lief. Die Here dink so baie van jou. Ek sluit af deur jou te sê dat die Here het die mens geformeer. Die Here het jou geformeer
Die Bybel sê in die begin het die Here woord gespreek. En ek kan sê daar lig is en daar was lig. Maar die Bybel sê en die Here die mens gemaak met sy eie hande tyd gevat, effort ingesit om jou te formeer en sy lewende asem in jou in te blaas. Die Here het 'n plan met jou lewe, meneer. Plan met jou lewe, mevrou. As alright, as jy fouteer het, waar jou droom, vertel het aan iemand anders. Maar net die feit bly staan, dat jy dit nog gemaak het tot nou, as 'n teken, dat die Here het 'n plan met jou lewe. Vader, ek kom vandag, in die naam van Jesus Christus, ek bid vandag, Here, dat hierdie boodskap wat gepreek is, sodat mense wat op die punt staan om selfmoord te pleeg, in te gee op die lewe, op te gee op die lewe. Dat so 'n mens, Here, sal weer eens tot sy beseffing kom, en dat hulle die kruis sal sien vir wat U gedoen het, 2000 jaar aan die kruis vir ons, en dat U die dood oorwin het, en dat U sit aan God se regterhand, en U dien as ons hoëpriester. En dis dieselfde Bybel wat sê, soos hy in Joshua sê, soos ek met Moses was, so sal ek met jou wees. En dieselfde God, Here, wat al vir mense deurgekom het, is dieselfde God wat nog altyd deur kan kom vir ons as mense. Help ons land Suid-Afrika, Here, help ons, sodat ons meer en nader na U toe sal beweeg. Daarom sê die Bybel in Johannes 3, ons moet minder word, sodat U meer in ons kan word. En help ons vandag, Here, om die woord van U ter harte te neem, en weet dat ons nie nodig het om te werk nie, sodat U ons meer lief sal hê nie. U het dit al reeds bewys 2000 jaar aan die kruis, hoe lief U die wêreld het. En omdat U ons so lief het, vra ek, Here, dat U daar dieselfde liefde weer in families in sal deponeer, soos U verlore bloed in hierdie vrou se lewe gedeponeer het. Deponeer terug, Here, laat hierdie program weer eens families by mekaar sal bring, dat ons nie mekaar sal veg nie, mekaar sal doodmaak oor ons drome nie, maar laat ons sal saam staan, hande vat as 'n gemeenskap, en hardloop met die evangelie van die Here Jesus Christus, van die Bybel sê, dieselfde gees wat die Here uit die doodheid laat opwek het, is binne in ons. En ek maak dit los oor elke Suid-Afrikaner. Dieselfde gees wat die Here uit die doodheid laat opwek het, is binne in hulle. In Jesus naam. Amen. Baie dankie familie en vriende vir julle wat ingeskakel is. Kom ons share hierdie boodskap en weet dat die Here kan iets doen in iemand se lewe. Iemand wat geluister het na die boodskap, jy is dalk nie 'n prediker nie, maar net omdat jy die boodskap geshare het, kan dit iemand anders bereik. Die Here seën julle tot 'n volgende keer. Evangelist Nathan Besaidnout. Amen.